Gelukkige Vadersdag aan elke pa en oupa. Vandag wil ons julle kom vier en kom dankie sê. Dankie vir pa se geduld wanneer ek iets nuuts moet leer. Dankie vir pa se omgee en dat pa altyd so goed vir ons sorg. Dankie vir pa se sterk arms waarheen ek kan hardloop wanneer ek seer gekry het. En dankie vir pa se liefde wat Jesus uitstraal. Ons kyk op na julle en dankie vir wie julle is. Ons waardeer julle so baie. Gelukkige Vadersdag. Goeiedag mede-agente, hier is alweer. Ek hoop julle het 'n lekker week gehad. My naam is agent 83462539, maar julle kan my agent Goue Das noem. Ek weet nie van julle nie, maar my week was rof geweest. Ek het 'n vergadering gemis met my baas. Ek het beklei met my een vriend en boonop alles het my een vriend vir my gesê my das lyk meer geel as goud. Nou, na alles het ek ten minste ons musiekkoor onthou. Kan julle dalk onthou wat dit is? Mooi, dis reg. Op week 1 het ons geleer van Psalm 23 vers 1. Die Here is my herder. Ek het alles wat ek nodig het. Wel gedaan julle. En laasweek het ons geleer van Psalm 3 vers 23. Hy gee my nuwe krag, lei my op regte pad, soos hy beloof het. O ja, onthou om vir Bibi te soek wanneer jy die flikkerende lig te sien. Wat? Ha, so vandag gaan ons kyk wat Gigi moet doen op haar derde missie. Oor na Gigi. Psalm 23 vers 4. Ook wanneer ek deur 'n diep en donker vallei moet loop, sal ek nie bang wees nie, want U beskerm my, soos 'n herder sy skape beskerm met sy stok en sy kierie. Hallo julle, dit is so lekker om julle weer vandag te kan sien. My missiekode vir vandag is, al gaan ek deur die diepste donker, sal ek nie bang wees nie, want God beskerm my. Sjoe, dit klink bietjie skrikwekkend. Maar, onthou julle ons missiekode van laas week? Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte pad, soos hy beloof het. En wat 'n belofte. Snap, crackle en pop, het die G-Man deurgekom vir my. Ek sou dit nooit daar uitgemaak het as dit nie vir die G-Man was nie. Onthou, daar is 3 stemme in ons kop en ons moet altyd seker maak, ons konsentreer op God se stem. Miskien het jy dalk ook al so 'n belewenis gehad. Onthou om my te laat weet. Ek het WhatsApp. Ek stuur gou vir jou my nommer, dan kan jy vir my prentjies stuur. Hi Gigi, is jy gereed vir jou missie? Hallo G-Man, ja ek is, ek kan nie wag nie. Vandag se missie kan dalk 'n bietjie moeilik wees, maar moenie vrees nie, want ek is met jou. Na laasweek G-Man, vertrou ek jou met my lewe, want ek weet jy is by my. Dit is goed om te hoor Gigi. Om te begin, het jy nodig om te soek na 'n tonnel. Dit is veronderstel om naby te wees. Ek het dit gekry! Is dit hierdie klein en donker tonnel, G-Man? Ja, Gigi, maar moenie vrees nie. Jy sal pas in daardie tonnel en ek is hier met jou. OK. Goed gedoen, Gigi. Jy het in die tonnel ingegaan. Nou het ek nodig dat jy vorentoe kruip. OK, G-Man, ek vertrou jou. Hou net asem. Jy's OK. Al is dit baie donker. Nee, ek kan nie hierdie doen nie. Ek kan nie asemhaal nie. Ek kan nie sien nie. Help! G-Man,
Gigi, luister na my stem. Nee, ek wil nie hier wees nie, ek is bang. Ek weet jy is bang, maar kom ons neem 'n diep asem saam. Tel tot 5, asem in, 1, asem uit. Nou doen dit weer. 2, 3, 4, 5. Gigi, kry jou projektor sodat ek vir jou 'n storie kan wys van een van my agente, Gideon. Rigters, God wen Gideon se geveg. Wees sterk en dapper. Moenie skrik nie en moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou. Josua 1:9. In die middel van die nag gee Gideon die teken vir sy manne om reg te staan. Hulle omsingel die vyand se kamp. Terwyl hulle in die donker wag, dink Gideon terug aan hoe God hom tot hier gelei het. Gideon was nie 'n baie goeie soldaat nie. Goeie soldate is veronderstel om opdragte uit te voer. Maar nie Gideon nie. Hy het altyd vra. Toe God vir hom gesê het om die Midianiete aan te val, wou Gideon seker maak dat hy God reg gehoor het. Gideon het God gevra om vir hom 'n teken te gee, as bewys dat dit hy was wat met hom gepraat het. Hierdie is die teken waarvoor Gideon gevra het. Hy sou 'n stukkie wol heel nag buite los. As hy die volgende oggend buite kom en sien dat die wol nat was, maar die grond droog, sou Gideon geweet het dat dit God was wat met hom gepraat het. 'n Tweede keer het Gideon vir 'n teken gevra, maar hierdie keer moes die wol droog wees en die grond nat. God het hierdie wonderwerktekens laat gebeur presies soos Gideon gevra het. Nou was Gideon seker dat dit God was wat wel met hom gepraat het. Vandat hulle in die beloofde land aangekom het, het God se mense teen vyande geveg. Nou was Gideon se klein weermag van net 300 mans gereed om 'n weermag van duisende opgeleide soldate aan te val. Gideon het geweet dat God aan hulle kant was en dit het hom waagmoedig en braaf gemaak. Gideon se 300 soldate het gereed gestaan om die vyand se kamp. Elkeen het 'n trompet en 'n kleipot by hom gehad. Toe gee Gideon die teken dat hulle moet aanval. Skielik is daar 'n vreeslike lawaai toe hulle al die kleipotte breek en die soldate op hulle trompette blaas. Die swaard van die Here en Gideon, roep die soldate. Die Midianiete was te mekaar en bang. Hulle was daarvan oortuig dat duisende soldate hulle kamp omsingel het. Hulle gryp na hulle wapens en terwyl dit donker is, begin hulle teen mekaar beklei in plaas van Gideon se weermag. Die Midianiete skree in vrees en vlug vir hulle lewens. God en sy mense het die geveg gewen. Ontdek, God sien die beste in ons raak, selfs wanneer ons nie juis baie spesiaal voel nie. Memoriseer. Die Here is by jou, dapper man. Rigters 6:12. Sjoe, so Gideon het alles teen hom gehad. Hy was verseker om te verloor. En tog het jy dat hulle weermag verminder. Hoekom? Wel, Gigi, ek wou hê mense moes weet, buite 'n skaduwee van 'n twyfel, dat ek die een is wat die stryd gewen het en nie hulle nie. Omdat ons in 'n gebroke wêreld leef, sal mense altyd deur moeilike dinge gaan. Amper soos die diepste donker vallei. Nee, G-man. Ja, Gigi, net soos jy lees. Die een ding wat my agente moet weet, ten alle tye. Dit maak nie saak wat hulle in die gesig staar nie, of wat hulle deurgaan nie. Ek is reg daar met hulle. Of voel dit nie of jy altyd is nie, nee, G-man. Veral as jy nie voel dat ek daar is nie,
maar jy het nodig om te weet dat ek my beloftes hou. In jou missiegids in Jesaja 41 versie 10 het ek beloof, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie mismoedig word nie, want ek is jou God. Ek sal jou versterk en jou help, en ek sal jou ophou met my sterk regterhand. Soos ons missiekode van laasweek. Ja, Gigi, nou wat was jou missiekode vir vandag? Al gaan ek deur die diepste donker vallei, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. U beskerm my soos 'n herder sy skape beskerm met sy stok en sy kierie. Dankie liewe Vader dat ek weet dat al is ek bang, is U by my. En dat ek nie bang hoef te wees nie, want U beskerm my. Dankie God dat ek veilig by U kan wees. Amen. En ek sal jou altyd beskerm, Gigi. So fokus op my stem en laat ek jou lei. Okay G-Man, wat moet ek doen? Daar is iets in jou sak. Nadat jy dit gevind het, gebruik dit en hou dit net vorentoe. Wow, G-Man, ons het dit gemaak. Dankie dat jy geweet het net wat ek nodig het. En al het vrees my oorgekom, het jy my nooit verlaat nie. En ek weet dat as ek weer deur 'n klein en donker tonnel moet gaan, dat ek nie bang hoef te wees nie, want jy is by my en jy beskerm my. Dankie, G-Man. Moenie vrees julle. Dis net geen goue das hierso, soos julle kan sien. Sjoe, dit was nou 'n intense situasie gewees. Ek kon iets leer uit Gigi se missie uit. Ek weet nie van julle nie. Wie van julle was al bang gewees? Ek weet ek was al. En wie was van julle is nou al bang vir wat nou gebeur? Dis fyn. Sien, dis nooit lekker om deur dinge gegaan soos COVID-19 nie. Of as iemand waarvoor jy lief is doodgaan, of as jy ouers dalk hulle werk verloor. Dit voel soms of dinge te veel kan raak. En ons verstaan nie hoekom dit gebeur nie. Maar ons moet weet dat al gaan ons deur moeilike situasies, God is reg langs ons in daai moeilike plek. Nes G-Man daar was vir Gigi in die tonnel. God is daar vir ons in ons moeilike tye en ons moet net fokus op sy stem. Dit herinner my. Wie van julle het toe Bibi gevind? Goed gedoen. Ja, dis reg. Bibi was daar sal gewees. Agente, ek het nodig dat julle vinnig van my op aandag staan en saam met ons missiekode sê vir die week. Dankie. Psalm 23 vers 4. Ook wanneer ek deur diep en donker valleie moet loop, dan sal ek nie bang wees nie, want U, Here, is by my. U beskerm my soos 'n herder, sy skape beskerm met 'n stok en sy kierie. Ek sal vra dat julle asseblief dit kan herhaal, deur dit te pause of te rewind. Of maak julle Bybels oop by Psalm 23 vers 4 en lees dit later vandag. Julle sien, om te weet dat God by ons is, al gaan ons deur moeilike tye, is soos om 'n flitslig in die donker te hê. Sonder die flitslig is ons bang en onseker, maar met die flitslig is ons kalm. Wanneer ons weet dat God by ons is, kan ons sy stem vertrou en ons lei en ons weet dat hy nooit ons sal verlaat nie. Jy, dis nou tyd vir my favourite speletjie. En as 'n spy kan ek nie enige beter speletjie dink nie. I Spy with My Little Eye. Iets wat jou sal kan help om pad te vind in donker. Okay, onthou, jy het net 60 sekondes. Ons begin in 3, 2, 1.
Alsite, julle tyd is op. Soos jy kan sien, ek het 'n koplampie gebring. Nou, ek wonder wat julle het. Kom ons kyk. Ek sien 'n flitslig, 'n selfoonlig, 'n kers en ooggenade. Ek sien tot 'n bedlampie. Wel gedaan julle. Ek sal sê dis missie vervul. Wel julle, ons op die einde van ons uitsending gekom. Onthou julle om julle ouers te herinner aan ons pretaktiwiteite wat ons vir julle gemaak het. Onthou ook om julle missiegis te lees, want dit is ons geheime wapen teen ons vyande. Nou, ek het 'n missie om te doen. So tot volgende keer. Totsiens julle. Revolution somehow. Let love explode and bring the dead to life. A love so bold to bring a revolution somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival.